Storie 7. Karen bly in die stad. Karen is getroud met Anton. Hulle het 'n tweeling. Karen en Anton het 'n groot huis. In die agtertuin is daar 'n swembad. In die voortuin is daar 'n motorhuis. Daar is 'n muur om die huis. Karen en Anton het 'n mooi tuin met baie plante. Daar is 'n groot eikeboom met 'n boomhuis. Daar is blomme langs die voordeur. Langs die motorhuis groei varings en roosbome. Anton sny elke naweek die gras. Die huis het 4 slaapkamers en 2 badkamers. Karen en Anton het 'n inloopkas in die slaapkamer. Karen het baie klere. Sy moet mooi klere dra, want sy werk in 'n kantoor in die stad. Hulle slaapkamer is liggroen geverf. Daar is 'n duvet op die bed. Daar is ook 2 nagkassies langs die bed. Op die nagkassies staan bedlampies. Anton het 'n boek op sy nagkassie. Anton hou van lees. Die badkamer is wit en grys. Daar is 'n stort in die badkamer. Daar is ook 'n wasbak en 'n badkamerkassie. In die stort is daar shampoo en seep. Die handdoeke is in die badkamerkassie. Die handdoeke is groot en sag. Die kinders het elkeen 'n slaapkamer. Wim het 'n blou slaapkamer. Sarel het 'n wit slaapkamer. Daar is 'n mat op die vloer in die slaapkamers. Die mat is grys. Daar is ook speelgoed op die vloer. Wim en Karel het albei 'n lesenaar. Hulle doen hulle huiswerk daar. Langs die lesenaar is daar 'n boekrak. In die boekrak is daar skoolboeke en leesboeke. Wim en Sarel deel 'n badkamer. Die badkamer het 'n stort en 'n bad. Die kinders hou van bad. Daar is rooi borrelbad en seep op die bad. Die kinders het rooi handdoeke. Wim het 'n blou tandeborsel en Sarel het 'n rooi tandeborsel. Daar is ook 'n toilet en 'n wasbak in die badkamer. In die sitkamer is daar 'n TV. Die kinders mag in die aand TV kyk. Hulle moet eers huiswerk doen en eet. Die sitkamer het 'n bankstel. Die banke is bruin leer. Daar is 'n sagte mat op die vloer. Die kinders sit graag op die mat. Die sitkamer het fluweelgordyne. Daar is 'n skildery op die muur. Op die kas is daar foto's van die familie. Dit is 'n mooi sitkamer.